val in hierdie week by ons katekisasie toerusting. Hierdie week gaan ons by Genesis 9 tot 11 wees, die les wat ons gaan doen. Ek dink is les 7 waarby ons is hierdie week, net verseker maak hierso. Ja, les 7. Dis dan Genesis 9 tot 11, dis waarby ons gaan stilstaan in die geskiedenis hierso is van Noag tot by die toring van Babel. Dit is waarby ons hierdie week gaan stilstaan en waar ons kinders in wil vat. Ek dink dis net so wonderlik dat ons dit kan doen as ek nou hier in my katekismus boekie lees by Sondag 47, daar behandel die katekismus die Onse Vadergebed en dan sê dit, wat is die eerste bede? En dan staan daar, laat die naam geheilig word. Wat beteken dit? Gee allereers dat ons u reg sal ken. En is dit nie wat ons vir ons kinders wil leer nie, is om die Here reg te ken. So word hy geheilig. En wanneer ons hom reg ken, wat vloei daaruit voort? Ja, dat ons dan die Here daaruit, uit daai kennis van die Here, hom sal heilig, roem en prys in al sy werke, waarin sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid skitter. En dis ook waarmee ons besig is wanneer ons hier deur die openbaringsgeskiedenis met ons kinders werk. Ons is besig om die Here se werke raak te sien. En in sy werke wys hy homself vir ons en leer hy homself vir ons en nooi hy ons in 'n verhouding met hom in en daar kan ons hom begin heilig. Daar kan ons hom begin roem en prys. En dit is die doel waarvoor God ons skep. Dat ons regtig die Here sal verheerlik. En dit bring ook ware lewensvolheid, ware lewensgeluk. Maar goed, so dit is waarby ons kan stilstaan hierdie week, Genesis 9 tot 11. Kom ons kyk net 'n bietjie waar was ons en hoe het ons tot hier gekom. Ek dink baie belangrik is dit stilgestaan by die skepping. Ons kom diep ingaan by die skepping, Genesis 1 en 2, God se baie goeie skepping in die begin. En toe was ons by die sondeval. By die sondeval, by Genesis 3, as ons na jou prentjie kyk, die prentjie van die Bybel, goeie skepping in die begin, sondeval daarna, Genesis 3, en dan hier van Genesis 4 af, die toename in boosheid. Ek dink 'n baie belangrike ding om heeltyd in gedagte te hou, wanneer ons hier in die openbaringsgeskiedenis is God se agenda, sy koninkryk om agenda. Wat is daai agenda? Wel, die Genesis 3 vers 15, agenda, die moederbelofte. Ek dink julle moet dit reg vir julle kinders inhamer, die hele ding oor die moederbelofte. Wat sê die moederbelofte? God stel vyandskap. Wat is vyandskap? Tussen Satan en die vrou. In die sondeval gaan die mens, gaan die vrou in 'n verbond met Satan, in 'n slaweverbond met Satan, staan saam met Satan teen God. Wat kom doen God in groot genade direk na die sondeval? Hy stel vyandskap, hy breek die vrou los uit daardie verhouding, hy bring haar terug in verhouding met hom. Wonderlik. En dan beloof die Here gaan dit ook doen met haar kinders. Satan gaan misluk, hy gaan nie al die kinders, die hele nageslag van Adam en Eva, laat verlore gaan, of Satan gaan hulle nie laat verlore gaan nie, hulle gaan nie almal kant kies vir Satan teen die Here nie, nee, die Here gaan ook vyandskap stel en van Eva se kinders. En dan gaan daar 'n kind kom, wat gaan oorwin. Dis die groot koninkryk kom agenda, wat ons heeltyd in gedagte moet hou. Maar goed, net weer terug by ons geskiedenis waarby ons op die oomblik is. Na die sondeval neem boosheid toe. Dit sien ons in Genesis 4, ons sien dit in Genesis 6 vers 1 tot 8, die skrikwekkende boosheid wat toeneem. Wat so al erg is as mens daar in Genesis 6 kom, is dat ons sien dat die lyn van Set, waar binne in die vrousaad nog al die pad was, ons kan amper sê, die lyn van Set was die lyn van die kerk daarvoor die sonvloed, is dat daar die kerk ook verdorwe raak en begin meng met die mense van die slangsaad, die mense van Kain. En dis ook om boosheid so verskriklik toeneem, en dan sê die Here, hy gaan 'n oordeel stuur, die sonvloed. Die hele wêreld gaan vernietig word in hierdie sonvloed, alle mense ook. En dan trek 'n mens se hart eintlik op 'n knop, want wat nou van die moederbelofte? Wat nou van die belofte van die kind wat gaan kom oorwin? Wel, die Here sê vir Noag vind genade in die oë van die Here, hy is die enigste een wat oorbly, hy en sy gesin, en die Here sê, bou 'n ark. Die Here gaan die mensdom verlos in die ark, in Noag gaan hy 'n oorblysel verlos, en ook
gaan hy daardie kind wat uiteindelik aan die kruis kom oorwin, gaan hy in die ark in die ark bewaar, want daardie kind kom uit die nageslagte van Noag en Sem. So, nou hierdie week ook meer daaroor begin leer. Wonderlik, nee, so dit is die storie wat daar gebeur, die boosheid neem toe, alles is lyk asof dit op 'n ramp uitloop, maar dan gee die Here die ark, en hy verlos vir Noag in die ark. Nou daai ark wys vir ons ook weer na Jesus toe, en verlossing in Jesus. En dan uiteindelik, na 'n jaar en, omtrent 'n jaar en 'n paar dae, kan Noag uit die ark uitkom, dan is die aarde weer so dat dit bewoon kan word. Ons kan amper sê, daardie aarde wat daar uit die vloed uit voortkom, is 'n nuwe aarde, al die boosheid is nou nie weggewas, en daardie nuwe aarde na die vloed, wys ook vir ons hier na die uiteindelike nuwe hemel en aarde. En hoe kom ons in daardie nuwe hemel en aarde? Wel, na dit waarop die ark heen gewys het, na Jesus toe. Ja, ek dink dit is wat ons verlede week kon leer. Nou is die vraag, wat gebeur toe nou verder? Noag het nou uit die ark uitgekom, dis daar in Genesis 8 vers 19, en wat gaan nou verder gebeur? Nou dit gaan ons begin raak sien in Genesis 9 tot 11. Kom ons kyk net so 'n bietjie oorsigtelik na wat ons hierdie week gaan doen. Ek dink hier's 3 groot gebeure waarby ons gaan stil staan hierdie week. Ons gaan stil staan in Genesis 8 vers 20 tot 9 vers 17. Die Here se verbond met Noag, sy hele nageslag, eintlik alle mense dan, en alles wat leef. Ons gaan stil staan by daardie verbond en die betekenis van daardie verbond. In Genesis 8 vers 20 tot 9 vers 17. En dan gaan ons aanbeweeg na Genesis 9 vers 18 tot 29, Noag se profesie oor die toekoms van sy seuns, Sem, Gam en Jafet. En dan die derde ding waarby ons gaan stil staan, Genesis 10 vers 1 tot 11 vers 9, die verenigde mensdom se opstand by Babel. So dis die dinge waarby ons hierdie week gaan stil staan. Julle moet baie goed gaan in die res van hierdie week. Ek sal nou die res van die toerustings vir julle aanstuur.